Psalm 149 vers 1 sê, Prys die Here, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Goeiemôre en baie welkom by ons eetdiens vanoggend, wat gelei word deur Christo Weideman. Mag die Here steeds in hierdie unieke manier van saam wees, deur ons geloof en geprys word. En mag sy woord tot groot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Kom ons maak die woord van die Here oop by 'n baie interessante, vreemde teks vir hierdie tyd van die jaar, Psalm 80. En ek weet nou daar's mense wat as jy Saterdag aan daai briefie kry van wat môre gepreek word en gelees word, maak dadelik by daai teks oop en lees hom. En dalk het jy gisterand al gewonder, waar in die lewe gaan ons die Sondag voor Kersfees Psalm 80 met mekaar deel. Maar mag die Gees vir ons ook in die waarheid lei. Here, ons wil voor U stil word. Ons wil ons gedagtes rig op wat U vanuit die woord vir ons nou wil sê. Ons wil pleit, o Gees, breek hierdie woord in ons. Maak dit vir ons verstaanbaar. Gee dat alles wat die tegnologie en die klank en die goed aan betref, nou verder sal regwerk, sodat ons ongehinderd en onverstoord ook na U woord kan hoor. Ek is so dankbaar, Here, dat U die onderwyser is, die leidsman is wat self U woord oopmaak, self openbaar, self bekend maak. Maar as U vanmôre vir my gebruik, dan bid ek dat ek juist dit wat ek sal sê, soos wat U dit graag wil hê hierdie gemeente moet hoor. Word U asseblief deur dit alles verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan net 'n paar grepe uit die Psalm lees. Jy kan hom rustig self heeltemal gaan lees. Dis 'n getuienis of 'n gebed of 'n gedig, 'n Psalm van Asaf. En hy begin in vers 2: Luister tog, herder van Israel, U wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, U wat oor die Gerub stroom, verskyn tog aan ons. Openbaar U mag aan die stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God. Verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, hoe lank gaan U nog afsydig teenoor die gebed van die volk staan? U het aan ons trane verkos gegee en ons 'n beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. En dan 'n hele gedeelte wat nou handel oor die intog en die uittog uit Egipte. En dan net die laaste verse weer, vers 20. Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. As jy nou mooi geluister en dat jy dit 3 keer gehoor, hy sê dit in vers 4 die eerste keer, laat dit weer met ons goed gaan, o God, verskyn tog tot ons redding. Vers 8, 'n bietjie meer intens, almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. En dan aan die einde vers 20, nog meer intens, Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding. Kom ons sit net so 'n oombliekie, dan kyk ons na hierdie volgende video. Silent night, holy night, all is calm. President Johnson originally proposed an outright ban covering discrimination by everyone for every type of housing, but it had no chance from the start, and everyone in Congress knew it. The compromise was painfully worked out in the House Judiciary Committee. In Los Angeles today, comedian Lenny Bruce dies of what was believed to be an overdose of narcotics. Bruce was 42 years old.
Dr. Martin Luther King says he does not intend to cancel plans for an open housing March Sunday in the Chicago suburb of Cicero. But County Sheriff Richard Ogilvie asked King to call off the march, and the police in Cicero said they would ask the National Guard to be called out if it is held. King, now in Atlanta, Georgia, plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Dis natuurlik die baie treffende weergawe van Simon en Garfunkel wat al in 1966, lang voor 'n paar van ons gebore is, verskyn het. En wat in daardie dae geweldige opslae gemaak het oor die manier waarop hulle dit aangebied het. Jy kan nie anderster as om 'n klompie vrae te vra as jy hierdie lied luister nie. Vrae soos: bestaan hierdie stille nag waarvan ons so gereeld sing rondom Kersfees regtig nog? As jy luister na al die rumoer en al die geraas en al die goeie wat rondom ons plaasvind, kan ons werklik nog stille nag hoor en stille nag beleef? Kan ons nog die heiligheid van die stille nag, kan ons dit nog beleef? Of het die geraas en die rumoer van hierdie lewe en van hierdie wêreld so hard geword, dat 'n mens dit nie meer hoor nie? Want dis wat in die lied gebeur. Die lied begin aanvanklik sag en stil, en na mate hy aanbeweeg, word die gebeure van die dag net al hoe harder, sodat jy uiteindelik amper stille nag nie meer hoor nie, maar net die gebeure. Die rumoere van politiek, en van rasisme, en van mensekwessies, en dan uiteindelik ook van oorlog, wat alles oorheers, wat so geraas maak, dat jy eintlik nie meer die lied hoor nie. Ek sou 'n tweede vraag wou vra as dit by hierdie teks, by hierdie video kom. En dit is: wat maak ek en jy vanmôre met ons rumoere, met ons geraas in hierdie Kerstyd? Terwyl ons baie graag stille nag sou wou sing sonder steurnisse van buite, leef ons in 'n werklikheid waarin ons weet die geraas word by die dag net groter. Wat maak ek met my eie rumoer ten opsigte van hoeveel moorde die afgelope tyd plaasgevind het? Van die grootskaalse korrupsie wat aan die orde van die dag is en wat ons nou op die ANC-konferensie sien, een na die ander na vore kom. Van misdaad en inbrake en diefstal wat hoogtyd vier, sommer hier rondom ons, en ons het in die week sommer weer in ons eie lyf hier in die gemeente ook ervaar. Wat maak ek ten opsigte van lewensverlies, wat alledag so geword het om ons, dat ons amper eens meer notisie daarvan neem nie? Wat maak ek met die geruis van loadshedding? Alhoewel dit baie stil is as dit loadshedding is dit 'n geraas wat in ons ore weer klink, uur na uur na uur deur die dag. Wat maak ek met die geraas van werkloosheidssyfers wat die hoogte inskiet, die hoogste in die geskiedenis van ons land Suid-Afrika is? Wat maak ek met die geruis en die geraas en die rumoer van oorlog wat nie einde kry nie? En hierby sou jy nou nog al jou ander geraas wat jy hoor hier in jou kop afspeel, sou jy ook nog kan byvoeg: wat maak ek met dit in 'n tyd wat ek eintlik in vreugde stille nag sou wou sing? Wou stil word voor die Here en net in stilte hierdie wonderlike groot gebeure geniet en herdenk. Nou dis waar Psalm 80 inkom. Want Psalm 80 bring die nood van 'n volk se mense by God. Bring dit in die teenwoordigheid van God. Psalm 80 vat die digter dit wat raas in sy hart, dit wat skree in sy gemoed, die rumoer wat hy beleef, vat hy na God toe. Dit wat sy stilte kom steel, dit wat sy vrede kom steel, dit vat hy
na God toe. Miskien is dit goed dat ek en jy vanmôre ook in hierdie oggend voor Kersfees, voor ons met die groot vieringe van Kersfees aan die gang kom, net vir 'n oomblik ons eie nood, ons eie klagtes, ons eie rumoer na die Here toe neem. Ek skryf net my bril kry. Ek sien nou niks wat daar staan nie. So jy moet weet hoe goed dat ek voorberei, net dat ek alles kan uit my kop uit sê sonder dat ek 'n ding kan sien wat hier staan. Psalm 80 is 'n klaaglied. In die teologie praat ons van 'n volksklaaglied. Dis 'n lied wat die volk gesing het as klaaglied. Dis sommer net so vir interessantheid, omtrent 1/3 van al die psalms is klaagliedere. Dit wil sê so rondom 50 psalms is klaagliedere. Klaagliedere bestaan gewoonlik uit 'n oproep, 'n pleidooi, 'n klag, 'n smeking, 'n motivering en baie keer ook 'n belofte. En hierdie elemente, as jy nou na al die verskillende klaagliedere gaan kyk, sal jy agterkom, hulle kom in verskillende volgorde voor. Partykeer begin dit met 'n smeking en dit eindig met 'n belofte. Ander keer begin dit by 'n belofte en dit eindig by 'n smeking. Ander keer is daar nie 'n belofte nie, dis net hierdie pleidooi, dis net hierdie smeking, dis hierdie verlatenheid wat hulle ervaar. Maar klaagliedere het 'n ongelooflike belangrike rol in die aanbiddingslewe van Israel gespeel. Dis hoekom daar so geweldig baie van dit ook in ons psalmbundel is. En as jy nou na hierdie Psalm 80 kyk, dan sien dit dat draai rondom twee groot goede. Een, die digter se afhanklikheid wat hy van die Here bely. Hy besef sonder die Here kan hy nie. En hy verwys keer op keer terug na hoe God vir hulle in die verlede 'n God was. En twee, hy beskryf breedvoerig die oorsake hoekom hulle op hierdie stadium iets van 'n Godverlatenheid voel. Iets van 'n afsydigheid van God beleef. Iets van dat God nie antwoord as hulle bid nie. Aan die een kant het God in die verlede gelei, soos ons in die eerste verse gehoor het, Here, in die verlede het U vir Josua soos 'n herder gelei, U was vir ons 'n vader. Nou skielik is dit stil. Hoe lank gaan U nog afsydig van ons staan as ons tot U bid? Keer op keer hoor jy hierdie refrein, soos ek in die begin gesê het, dat hy hierdie gebed het, Here, red ons. Laat dit weer met ons goed gaan. In die Hebreëus staan daar letterlik, kom herstel ons. En dan die woorde, en verskyn aan ons. Here, red ons, herstel ons, en verskyn aan ons. En elke keer is daar 'n stukkie intensiteit wat plaasvind. Hy begin aanvanklik sonder die naam van die Here, net laat dit met ons goed gaan, vers 4, vers 8, almagtige God, laat dit met ons goed gaan, en dan vers 20 op die einde, Here almagtige God. Jy hoor sommer die dringendheid wat meer en meer en meer toeneem in hierdie Psalm. Hoekom hierdie dringendheid? Hulle beleef 'n afwesigheid van God. Hulle beleef dat God afsydig is. Hulle beleef dat God nie luister nie. Hulle beleef 'n Godverlatenheid. God het in die verlede gesorg, God het in die verlede uitkomste gegee, God het in die verlede sy hand uitgereik na sy volk. Nou skielik beleef hulle niks daarvan nie. Hulle ervaar 'n verlatenheid van die Here en daarom hierdie dringende gebed, Here, verskyn tog aan ons, herstel ons en red ons. Met, ek wil amper sê, skrikwekkende metafore praat hy van hierdie ellende wat hulle beleef. Hy sê, iets vir ons trane gegee om te eet. Iets vir ons 'n beker vol droefheid gegee om te drink. Luister net weer na daai woorde. Dis nie 'n man wat op 'n goeie plek is wat so praat nie. Here het vir ons kos was trane. Die drinkgoed wat ons moes drink was 'n beker vol droefheid. Dis hoe sleg dit met hierdie ouens gaan. En daarom in hierdie sleg van hulle beleef hulle, maar hulle bly vra, hulle bly bid, maar die Here kom nie tot antwoord nie. Die Here luister nie meer nie, die Here gee nie antwoorde nie, die Here het sy rug op hulle gedraai. Maar dan doen hierdie skrywer asof 'n ongelooflike mooi ding, en dit is, hy vat nog steeds sy nood na die Here toe. Ek het al hoeveel keer vir julle dit probeer leer, of vir julle dit gesê, die enigste plek waarna toe jy kan hardloop, as jy wil weghardloop van God af, is terug na God toe. Daar's nêrens anderster nie. As jy wil wegloop van God af, omdat jy voel hy's ver van jou of hy luister nie meer na jou nie, hy het sy rug op jou gedraai, is die enigste plek waarna jy weer kan vlug, is maar terug na hom toe. En Asaf leer vir ons in hierdie Psalm presies dit. Hy verstaan nie sy nood nie. Hy verstaan nie hoekom die Here nie na hom luister nie. Hy verstaan nie hoekom die Here nie soos in die ou dae, soos 'n God van Josef, soos 'n herder hulle lei en hulle beskerm en hulle na hulle gebede luister. En hy verstaan nie hoekom dit nie nou gebeur nie.
maar steeds is die enigste wat hy kan doen, om terug te gaan na God toe. Om by God sy lot te gaan bekla, om vir God sy nood te gaan gee, om vir God uitkoms te gaan bid en te gaan smeek. Ook klaagliedere het 'n ongelooflike belangrike rol in die aanbidingsaangeleenthede van die volk gespeel. Dit was 'n geleentheid waarin die volk nommer 1 hulle afhanklikheid van God kon besef. Waarin hulle kon besef, as God nie vir hulle is nie, dan baat niks nie. Dan help uiteindelik niks nie. Dis 'n geleentheid waarin hulle na hulle eie omstandighede kon kyk, en as daar sonde was wat dit veroorsaak het, so dit dikwels in Egipte, in Israel se geval die geval was, dan was dit 'n geleentheid om dit te bely. Maar dit was ook 'n geleentheid om hulle self opnuut aan God toe te wy. Opnuut vir God te sê, ons kan nie anderster as om naby U te leef, by U te leef en ons aan U toe te wy nie. Nou vandag, eeue verder, staan ons by die 4de Sondag van Advent. En Advent, weet ons mos nou, het ons nou al ook 'n klompie kere vir mekaar gesê, beteken letterlik koms. In Adventtyd vier ons en verlustig ons in die eerste koms van ons Here Jesus Christus. Die feit dat hy wel aarde toe gekom het. Maar ons leef ook in die hoop dat hy weer sal kom. Ons verwag ook 'n tweede koms. Ons verwag daardie keer wat hy weer op die wolke gaan verskyn, om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons te bring. In Psalm 80 beleef die skrywer 'n skeiding tussen God en mens. In Psalm 80 is daar 'n verwydering tussen God en mens. Daar's 'n verlatenheid wat hy van God ervaar. Advent kom sê juis vir ons kan nie meer so dink nie. Ons kan nie meer so voel nie. Advent het die sekerheid vir ons gekom gee dat God nooit sy rug op ons kan draai nie. Dat God nooit nie by ons kan wees nie. Dat God altyd by ons kan wees. Altyd by ons sal wees. Ons het trouwens ons erediens maar so begin. Onthou julle in die woorde van Matteus 1? Die maagd sal swanger word, soos hulle seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem. Of jy moet hom Emmanuel noem. Want wat beteken hierdie naam? God by ons. En as ons Here Jesus Christus al sy werk op aarde voltooi het en teruggaan na sy Vaderhuis toe, wat is sy laaste woorde vir ons hier op aarde? Onthou, ek is by julle. Ek is Emmanuel, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So wanneer ek in Adventtyd wonder, dalk in my eie lewe, ten opsigte van die rumoer van hierdie wêreld, ten opsigte van die geraas wat ek hoor, is God nog by my? Luister God nog na my? Hoor God my? Dan wil Advent vir jou die sekerheid gee, ja. Jy hoef nooit daaroor te twyfel nie. Advent sê, ek het die bevestiging gekry, die vervulling van Psalm 80, dat God by my is. Dat waar die psalmdigter nog gepleit het en gebid het, Here verskyn tog aan ons, het dit gebeur in die volheid van die tyd, toe ons Here Jesus Christus mens geword het hier op aarde. Maar dan moet ons 'n belangrike ding vir mekaar by sê, en dit is, daardie wete, daardie sekerheid, daardie bevestiging, trek ons nou nie 'n streep deur die realiteit waarin ek en jy leef nie. Dit maak nie die realiteit waarin ek en jy nou is, ongedaan nie. Ons leef nie skielik in hierdie wonderlike paradys van alles is maar net reg en alles is maar net oukei nie. Nee, ons leef in 'n stikkende realiteit waarin ons dikwels beleef wat die volk daai tyd beleef het. Al leef ons met die sekerheid, dit kan nooit gebeur dat God nie by ons is nie. Die realiteit maak dat ek dit partykeer ervaar. Vanmôre sit hier ouens, mense, vir wie Kersfees en Kerstyd nie 'n goeie tyd, nie 'n lekker tyd is nie. Want dis 'n tyd van eensaamheid. Dis 'n tyd waarin ek in herinnering roep dat ek verlede jaar of in die verlede nog Kersfees met 'n geliefde kon vier. Ek nog 'n maat gehad het met wie ek dit kon doen. My ouers of 'n ouer van my nog by my kon wees. Dalk 'n kind wat ek in hierdie tyd verloor het. Of dalk sommer net 'n vriend of 'n vriendin wat jy weet jy hierdie jaar nie 'n Kersboodskap sal van kry nie. Ons leef in 'n stikkende realiteit waarin ek wonder oor my werk wat ek skielik verloor het. Wat gaan ek volgende jaar in die verband doen? Ek leef in 'n stikkende realiteit van huwelike wat nie meer daar is soos dit moet wees nie. Waar 'n maat besluit om uit die verhouding uit te loop. In stikkende verhoudings ten opsigte van gesinne, waar gesinne uit mekaar spat en nie 'n Kersfees saam gaan vier nie.
Daarmee saam leef ons in hierdie stikkende realiteit van korrupsie, van misdaad, van loadshedding, van paaie wat uit mekaar uitval, en nou na die reën soveel te meer, die mens amper nie eens meer in jou eie dorp kan ry nie. En al hierdie goeders bring by ons die vraag partykeer op van, luister God nog na my opgeroep? Is God aktief nog besig om ook te hoor wat my hart is? Hoor God die seer in my hart? Hoor God die ellende wat ons beleef? Of het God dalk ook uitgestap uit hierdie verhouding? Het God ons dalk op ons eie gelaat? Het God dalk besluit, nie meer nie? Vriende, soveel te meer, juis omdat ons in hierdie realiteit leef, juis omdat ons in hierdie stikkende realiteit leef, wil Advent vir my en vir jou die absolute sekerheid kom gee, dit kan nooit wees nie. God kan nooit uit ons uitstap nie, op ons uitstap nie. God kan nooit sy rug op ons draai nie. God kan nooit doof wees vir sy kinders se gebede nie. Ja, dis soos Simon en Garfunkel se Stille Nag. Wat jy die lied aanvanklik goed hoor, en dan word die geraas in die agtergrond net al hoe harder, sodat jy uiteindelik amper nie meer Stille Nag hoor nie, maar net die geraas hoor. Net die slegte hoor, net die oorlog hoor, net die politieke moeilikheid hoor, net die rasisme hoor, net die moeilikheid hoor. So gebeur dit in ons eie lewens, dat ons partykeer ons fokus wegvat van dat God beloof het dat hy by ons sal wees, want ons fokus op al die sleg en al die verkeerd en al die seer wat in hierdie lewe aan die gang is. Al die moorde, al die korrupsie, noem nou maar op. Maar as jy mooi geluister het, dan sou jy een ding sou iets vir jou tog opgeval het, en dit is, alhoewel die geraas al hoe groter geword het, al hoe meer geword het, kon jy Stille Nag nog die hele tyd hoor. Dit het nooit opgehou nie. En so presies is God. Al hoor ons hom nie altyd duidelik nie. Al hoor ons nie altyd in die geraas van die chaos waarin ons onsself tans bevind nie, is God nie weg nie. Is God nie afwesig nie, is God nie afsydig nie, het God nie sy rug op ons gedraai nie, wat Advent beloof dit vir ons. Advent gee vir ons die versekering dat Psalm 80 in Christus vervul is. Dat dit wat die psalmdigter gebid het, Here, laat dit weer met ons goed gaan en verskyn tot ons redding, inderdaad in Jesus gebeur het, toe in die volheid van die tyd aan ons verskyn het. Daarom mag dit dalk vanmôre vreemd klink dat ons 'n klaaglied hier in Advent lees. Dat ons met 'n klaaglied besig is, as ons eintlik met vreugdeliedere en kersliedere moet sing. Maar dalk is dit juist die beste tyd. Omdat ons in 'n stikkende werklikheid leef, waarin elkeen van ons op een of ander manier met 'n rumoer in ons hart sit, 'n geraas in ons kop, van dit wat in hierdie wêreld aan die gang is. Dalk in my eie persoonlike lewe, maar dalk ook net weier ten opsigte van die wêreld en die lewe waarin ons is. Maar dan, jy omdat vanmôre die Sondag van liefde is, het ek en jy die absolute sekerheid dat God ons so lief gehad het. Hierdie wêreld so lief gehad het. Soos Johannes 3:16 vir ons sê, dat hy nie bereid was dat een van ons verlore moes gaan nie, maar dat hy juis Kersfees laat gebeur het. Dat Christus juis moes kom om vir ons, van sy liefde te kom vertel. Om vir ons van sy liefde te kom bewys. En daarom kan ons nie anders as om juis op hierdie laaste Advent Sondag, hierdie Sondag van die liefde, as ware die woorde van Paulus uit te jubel nie. Paulus het dit gesnap, wat die psalmdigter van Psalm 80 nog na verlang het, wat hy so gehoop het kan gebeur. Hy het gesnap dat God in sy groot liefde nooit sy rug op ons kan draai nie. Dat God altyd sal luister, en dat daar niks in hierdie skepping is, wat ons uiteindelik van sy liefde kan skei nie. Hulle ken ons almal die baie bekende Romeine 8. In vers 35 vra hy die vraag, wie kan ons van die liefde van God skei? En dan noem hy 'n klompie goeters op. Hy begin met lyding of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. En gaan hy in vers 38 as ware aan daarmee deur te sê, hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe, geen engele of magte, geen teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte. En net in geval hy dink hy dalk iets vergeet en sê, of enigiets anders in die skepping, ons van die liefde van God kan skei nie.
En daai enigiets anderster kan jy enigiets anders gaan insit. Jy kan jou eensaamheid en jou alleenheid daar gaan insit. Jy kan jou worstel met God, omdat dit vir jou voel, hy hoor nie jou gebede, kan jy daar gaan insit. Jy kan die korrupsie, die misdaad, die politieke onrus wat hierdie oomblik in ons land aan die gang is, jy kan enigiets daar gaan insit. En die sinnetjie voltooi, niks hiervan kan ons van die liefde van God skei nie. Daardie liefde wat in Christus Jesus ons Here is. Daardie liefde wat 'n werklikheid in Advent geword het. Daardie liefde wat 'n werklikheid met Kersfees geword het. Toe Psalm 80 vervuld is. Toe Christus verskyn het, soos wat Asaf gebid het. Ek en jy het die absolute sekerheid in Advent, nee, die Here is nie weg nie. Nee, hy is nie doof nie. Nee, hy is nie afsydig nie. Nee, hy het nie uitgeloop op ons nie. Nee, die geraas kan nooit soveel word dat God nie meer gehoor kan word nie. God is altyd daar. Want niks in hierdie skepping kan ons uiteindelik van sy liefde skei nie. Dis die heerlike boodskap van die 4de Advent Sondag, waarmee ek en jy hierdie Kersweek kan ingaan. Amen.